Vandag is donderdag 27 Augustus. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Psalm 42 se eerste 2 verse. Ek nooi jou graag om saam met my nou 'n kers aan te steek, tot rus te kom daar wat jy is en 'n paar keer lekker diep asemhaal. Soos wat jy fokus op jou asemhaling, wil ek jou nooi om ook doelbewus te fokus op God wat in jou tuis is. En ook die oomblik te gebruik om doelbewus in die oomblik by God tuis te kom. Deur eerlik sommer net jouself vir die Here te gee vir waar jy op hierdie oomblik is, jou gedagtes en jou emosies. Wonderlik is dat by die Here hoef ons nie te verduidelik nie, ons hoef nie onsself te regverdig nie. Jy kan kom net soos wat jy is. Dit is 'n asemhaal oomblik. Psalm 42. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wat is die dors en die verlange wat vandag in jou hart is? Gebruik hierdie oomblik om dit te verwoord teenoor die Here. Die psalmdigter gebruik in hierdie psalm die mooi woorde van dors. Mense ook kon sê verlang. Waarna verlang hierdie psalmdigter? Ek is so bewus daarvan dat ons nie vandag leef in 'n verlang wêreld nie, maar eerder in 'n begeer wêreld. In die plek van verlange na God en na mekaar, het die begeerte na dinge en na onsself gekom. In plaas daarvan om te verlang na God, na ons naaste, begeer ons goed en eer en sukses vir al ons eie belang. Dit is waarop ons verlange gerig is, op onsself, op ons eie afgode as ware. Ons afgode, het Martin Luther gesê, is al die dinge waaraan ons harte hang. Ons gode is die goed waarvan ons droom en waarna ons hinker. Dis die dinge wat aan ons lewe betekenis gee, wat vir ons so belangrik is bo alles. Dis die goed waaraan ons dink, wanneer ons gaan lê en wanneer ons opstaan. Ons gode is die dinge waarna ons begeerte is. Ek dink dit was nie altyd so erg soos juis nou nie. Daar was tye in die geskiedenis en van die Christendom toe die breë gangbare klimaat, die geestestoestande wat geheers het, anders was as nou. As ek dink aan ons ou kerkvader Augustinus, het hy dit so mooi in die 4de eeu na Christus al gesê, God het ons vir homself gemaak, en ons harte bly onrustig, totdat dit rus vind in hom. Verlang het dit weerklank gevind in mense se harte,
Dit het iets vertolk van die onrus en die hinkering na verlange waaraan alle mense leef. En daarom dink ek dis 'n ontsettende mooi vraag om gereeld vir myself ook te vra. Waarna verlang ek? Waarna dors ek? En daarom wil ek jou weer nooi om vir 'n tyd oor die vraag na te dink. Wat is jou diepste dors? As ek dink oor verlange, dan besef ek hoe dikwels pak verlange na mense of na iemand spesiaal mens tog beet. Miskien na 'n kind of na 'n ouer, dalk 'n geliefde, 'n vriend, 'n suster, 'n broer. Daai intense verlange na mense wat deur afstand of deur misverstand of deur ongelukkigheid of selfs deur die dood van ons geskei is. Willem Nicol skryf baie mooi oor en dan sê hy die diepste verlange in ons is eintlik God se verlange na ons. God verlang na elkeen van ons. Sy verlange na ons is baie meer as ons verlange na hom. En die verlangens wat binne in ons is iets wat hy self daar geplaas het. Verlang ek en jy nog na God? Ken ek daai ervaring van 'n diep verlange wat alleen God kan vul? Gebruik hierdie oomblik om vir die Here te vra om daai honger, daai dors en daai verlange in jou te voed. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Amen.